Hoofnuus vanaand, reaksie na die konstitusionele hof se beslissing oor president Cyril Ramaphosa se Phala-Phala plaas. Suid-Afrika kyk terug op 30 jaar sedert die grondwet op 8 Mei 1996 in die parlement aanvaar is. En opruimingswerk duur voort in die Wes- en Oos-Kaap na 'n verwoestende storm die gebied tref. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. President Cyril Ramaphosa sê hy respekteer die konstitusionele hof se uitspraak oor die Phala-Phala saak en dat hy, net soos enige ander Suid-Afrikaner, nie bo die wet verhewe is nie. Die land se hoogste hof het bevind dat die parlement ongrondwetlik en onregmatig opgetree het toe LPS 'n onafhanklike komitee se verslag verwerp het wat bevind het dat daar 'n prima facie saak teen die president is. Dit hou verband met $580,000 of R62 miljoen wat in 2020 op Ramaphosa se Phala-Phala plaas gesteel is. Hoofregter Mandisa Maya se uitspraak beteken dat die parlementêre proses oor die Phala-Phala saak heropen word, wat daartoe kan lei dat die president in 'n staat van beskuldiging geplaas word. Die konstitusionele hof het bevind dat die parlement se besluit ongeldig was om nie die artikel 89 instelling se onafhanklike verslag te aanvaar nie en ook reël 129I wat gebruik is teen die aanvaarding. It is declared that the vote of the National Assembly taken on 13 December 2022 declining to refer the report of the independent panel to an impeachment committee as envisaged in the NA rules is inconsistent with the Constitution, invalid and it is set aside. Die verslag van die onafhanklike paneel is nou na 'n afsettingskomitee verwys wat ingevolge die reëls van die nasionale vergadering aangestel is. Die komitee sal dan oor die toekoms van die president besluit. 3 vorige bevindings het tot vandag se uitspraak gelei. Die eerste deur regter Maya het bevind dat reël 129I die nasionale vergadering wel toelaat om die proses voortydig te beëindig om iemand in 'n staat van beskuldiging te plaas. It is not sufficient for the National Assembly to proceed directly from the receipt of an independent panel report to a vote and thereby suppress an impeachment motion that discloses prima facie the existence of a ground under Section 89, subsection 1. The National Assembly is required to do more than merely table, debate and vote on such a substantiated motion. Volgens die tweede uitspraak deur regter Jody Collipin was reël 129I nie ongrondwetlik nie, maar die derde, die regter Stephen Majid, het bevind dat dit wel is. This does not mean that the National Assembly is obliged to reach any particular outcome, nor does it diminish its authority to decide whether to remove the president. It means only that the process through which that authority is exercised must be sufficiently open to allow for meaningful public scrutiny of the issues and the decision. Die president se woordvoerder Vincent Mangwenya het beklemtoon dat Ramaphosa sy volle samewerking sal gee tydens die heropende ondersoek. President Ramaphosa has been consistent in providing his full assistance to the various inquiries into this matter. President Ramaphosa maintains that no person is above the law and that any allegation should be subjected to due process without fear, favor or prejudice. Vandag se uitspraak volg nadat die EFF en die ATM 'n aansoek na die konstitusionele hof gebring het teen die parlement se besluit in Desember 2022 om die verslag te verwerp nadat 214 LPs daarteen en 148 ten gunste daarvan gestem het. Verskeie politieke partye het op die hofuitspraak gereageer. The ANC is exposed and we have always told you that the ANC abuses its majority. This victory belongs to the people of South Africa because it is the people that need to be protected from Parliament taking wrong decisions. We will also then study the judgment here today. And the DA is not going to protect any criminality if there is criminality that is actually then ultimately found. The ANC has always been at the center of advocating for support for the rule of law. The issue must be dealt with by
the impeachment committee in Parliament, which we will obviously ensure is enforced. Well, our perspective, this is a great moment for the South African people. We think the Constitutional Court is going to declare that Parliament acted unconstitutionally. The session of the court has now clarified how Parliament needs to go about conducting impeachment processes of a president. And the interests of justice, the interests of the country would now demand that this process be proceeded upon with the necessary haste and speed. Suid-Afrika se grondwet word beskou as een van die progressiefstes ter wêreld en as die hoeksteen van die land se demokrasie. Verteenwoordigers van verskeie politieke partye en organisasies het jare gelede byeengekom om 'n dokument saam te stel wat die land weg sou laat beweeg van apartheid. Die doelwit was duidelik om die regte van almal wat in die land woon te verskans en te beskerm. Slegs 'n maand nadat Suid-Afrikaners vir die eerste keer aan 'n demokratiese verkiesing deelgeneem het, het 'n span in Mei 1994 vergader om te begin werk aan 'n grondwet vir die pasgebore demokrasie. President Cyril Ramaphosa en Rolf Meyer, wat nou Suid-Afrika se ambassadeur in die VSA is, was deel van die span. I appeal to all South Africans to nurture this, to claim the Constitution as their own. We have a constitution we can be proud of. Let us make it work. Die komitee sou 2 jaar aan die dokument werk en dit is uiteindelik op 8 Mei 1996 in die nasionale vergadering aanvaar. Dit is van oor die politieke spektrum erken as 'n gedeelde nasionale prestasie. Op 10 Desember 1996 het oud-president Nelson Mandela die grondwet amptelik onderteken. By our presence here today, we solemnly honor the pledge we made to ourselves and to the world that South Africa shall redeem herself and thereby widen the frontiers of human freedom. Vandag 30 jaar later rig die uitnemende wetgewing steeds Suid-Afrikaners se daaglikse bestaan met sy duidelike boodskap dat hulle regte nooit weer geskend sal word nie. Die konstitusionele hof se beslissing vandag het weer eens die belangrike rol van die grondwet beklemtoon. Van die belangrike uitsprake die afgelope 30 jaar is die afskaffing van die doodstraf, die wettiging van huwelike tussen mense van dieselfde geslag, die erkenning van moslemhuwelike en die persoonlike gebruik van dagga. Ons gesels nou met Martinus van Skalkwyk wat in die parlement gedien het voor en na demokrasie. Goeienaand Martinus, dankie en welkom by die bulletin. Beskryf vir ons die oorgang van die parlementêre gesag na die grondwet, waar die parlement soveel gesag gehad het en dat daar nou 'n grondwet is waaraan sake en wetgewing getoets kan word. Ja, dit was 'n groot voorreg om deel daarvan te wees. Ek is in 1990 parlement toe, so 'n paar maande na F.W. de Klerk se toespraak wat hy die ANC en ander organisasies ontban het en toe die proses voorgestel het wat onderhandel moes word om 'n nuwe grondwet te skryf. So daar was reeds verandering in die lig, maar ek het tog die geleentheid gehad om die laaste 4 jaar van die ou stelsel te ervaar en dan natuurlik 'n redelike lang tyd in die nuwe stelsel. Parlementêre gesag was die oppergesag. En dis nie net woorde nie, dit het in effek beteken die parlement was die hoogste gesag in die land. En geen hof kon die parlement tot orde roep nie. En dis 'n baie dramatiese gesag, want dit lei werklik in enige stelsel wat dit het, baie keer tot magsmisbruik. Die stelsel wat ons nou het, wat die grondwet die hoogste gesag is baie goed vir 'n stelsel soos ons land. Dit beteken nie die konstitusionele hof is die hoogste gesag nie, maar dit beteken die konstitusionele hof is die waghond wat aan die hand van sekere beginsels moet kyk dat die parlement binne sy eie beperkings optree. En net 2 of 3 vinnige indrukke van die oorgang. Die eerste ene is dat ons ou parlement was natuurlik op ras gebaseer. Daar was 3 kamers in die ou parlement, vir wit mense, bruin mense en Indiërs, elkeen moet sy eie kamer, swart mense was glad nie teenwoordig nie. So na 94 het die parlement gelyk soos wat die land lyk, die regte ding om te doen. Jy het 'n paar van die suksesse genoem,
Maar die een wat vir my partykeer die meeste uitstaan, is hoe vroue ontmagtig is in die ou stelsel en bemagtig is in die nuwe stelsel. In die ou parlement voor 94 van die 178 parlementslede in die wit parlement, was daar net 5 vrouens, 3%. Net 1 vrou in die kabinet. Dit het natuurlik heeltemal verander. Na 94 was daar skielik, ek dink by die 140, 150 vrouens uit die 400 parlementslede. Net soos wat gebeur het in die direksiesale van maatskappye, in skole waar daar amper geen vrouens was in senior poste of skoolhoofde nie, op elke regeringsvlak. So 'n dramatiese verandering en meeste daarvan uit die aard van die saak ten goeie. Ek wou nou gevra het, watter beginsel of watter bepaling van die grondwet is besonder na aan jou hart? As jy nou terugdink, en ek weet daar's baie, maar wat is vir jou kosbaar? Ek dink die een van toerekeningsvatbaarheid en van openheid. Voor 1994 byvoorbeeld, die parlement se hart, die parlementêre komitees, was heeltemal toe vir die publiek. Die media is nie toegelaat nie, die publiek is nie toegelaat nie. En dit het beteken dat parlementslede het basies sonder enige toesig gesit en onderhandel oor wetgewing wat elkeen van ons se lewens raak. En die eerste wat mense gesien het, wat het gebeur agter geslote deure, was wanneer dit op die parlement se ordepapier verskyn. Nou is die media welkom by elke parlementêre komitee, die publiek is welkom, die publiek kan getuig, kan genooi word, maar kan selfs aandring om deel te wees van daai proses. En dis 'n proses en 'n verandering wat ons nie moet onderskat nie. Dit het elkeen in hierdie land geweldig bemagtig. Ek wil tog vra, vandag se konstitusionele hof uitspraak oor Phala. Is dit 'n veertjie in die hoed van die grondwet en die konstitusionele hof, sou jy sê? Ja, ek is persoonlik jammer dat president Ramaphosa homself in daardie situasie laat bevind het. Ek was tot onlangs een van sy ambassadeurs in die buiteland. Ek dink hy's in wese 'n goeie mens en ek dink ons almal was uiters verlig toe hy president geword het op 'n stadium wat die land weer waardigheid nodig gehad het in die hoogste kantoor in die land en ons weer integriteit in regering wou sien. Maar soos hy in sy eie reaksie gesê het, die grondwet is op almal van toepassing. En ek dink van die begin af was daar sekere vrae oor hoe die parlement die proses hanteer het. Ek is ook bly dat die ANC op die regte manier reageer het en president Ramaphosa se reaksie vandag is die regte reaksie. En daardie reaksie gaan vertroue skep dat ons as land dit reg wil hanteer en ek hoop ook dat die parlement hanteer dit van hierdie oomblik af reg en dat president Ramaphosa kry die geleentheid om sy kant van die saak te stel. Baie dankie vir jou tyd en insigte, Martinus van Skalkwyk, wat 'n deel was van die parlement voor en na demokrasie. Die Departement van Gesondheid sê 4 persone wat moontlik in aanraking was met die hantavirus word in Kaapstad gemonitor. Dit is as voorsorgmaatreël totdat die uitslae van die laboratoriumtoetse bekend is. Die departement het deur middel van kontakopsporing 62 persone geïdentifiseer wat moontlik in kontak was met besmette persone. Altesaam 42 mense is intussen opgespoor en word gemonitor. 3 persone wat op die passasiersskip, die MV Hondius van Argentinië na Kaapverde gereis het gesterf. 5 mense is reeds met die virus gediagnoseer, terwyl 3 ander se toetse nog uitstaande is. 1 persoon is in 'n ernstige toestand in 'n Johannesburgse hospitaal. Opruimingswerk het in die Wes- en Oos-Kaap begin na 'n verwoestende storm die gebied getref het. Dit en ander nuus net hierna. Verskeie gemeenskappe in die tuinroete en die Karoo probeer steeds tot verhaal kom na die week se verwoestende storm wat groot skade aan kritieke dienste veroorsaak het. Rampdienste sê die mooi weer stel hulle in staat om reddingsoperasies op te skerp vir mense wat nog vasgekeer is weens die vloede. Congratulations.
'n Dramatiese reddingsoperasie het vanoggend buite Calitzdorp afgespeel. 'n Ma en haar pasgebore baba is met 'n helikopter na veiligheid gebring nadat hulle deur stygende vloedwater vasgekeer is. 'n Nooddiensbeampte was telefonies in verbinding met 'n onderwyseres wat gisteraand die ma gehelp het tydens die kraamproses. Mevrou Janine Reiters-Mkier het my gelei via selfoon tydens die bevalling en vir my verduidelik wat ek moet doen en hoe ek moet maak en ja, die baba is gebore en dit het goed gegaan, ons is dankbaar daarvoor en dit laat 'n mens net weer besef die waarde van nuwe lewe. Dele van die Langkloof is steeds sonder elektrisiteit en kommunikasieverbindings. Reddingsspanne probeer steeds 76 mense in die vlug te bereik, maar het met 'n helikopter kos en mediese voorrade afgelewer. Knysna en Bito is van die gebiede wat die ergste getref is. In Knysna is meer as 60 bome ontwortel, verskeie paaie gesluit en 460 mense ontruim. In Bito het die Piesangvallei rivier sy walle oorstroom, kritieke water en rioolstelsels is beskadig en die Keurboomsrivier het rekordvlakke bereik. Verder binneland is 64 mense, insluitend 42 toeriste van Namibië, steeds gestrand by die Kangobergoord naby Oudtshoorn. Meiringspoort het ernstige skade opgedoen en herstelwerk sal na verwagting 'n rukkie duur. Owerhede sê George het die ergste skade vrygespring, hoofsaaklik weens stormwaterinfrastruktuur wat in goeie werkende toestand is. Gemeenskappe staan saam en bied 'n helpende hand waar hulle kan. Mense se plekke is nat, mense plekke word die water verskriklik ingedruk, en mense kan koue. En ons het gevoel, dit gaan dit meer as reg as ons leiers opstaan en uitreik na die gemeenskap toe. Ons het kampplaatsen nodig vir ons huise en warm goeder van die meeste van onze kleren nou al nat gereend en goed as ons huis radikaal vernietig en so deur die storm. Provinsiale amptenare beraam die skade. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. Die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap het 40 mense van die Kingsway dorpie wat in die Gamtoosvallei vasgekeer was, ontruim. Stortreën het veroorsaak dat die Gamtoosrivier sy walle oorstroom het. Inwoners wat in laagliggende gebiede naby die Kromme riviermond woon, is ook gevra om te ontruim. Reddingswerkers werk onverpoos om gemeenskapslede in die Gamtoosvallei te ontruim wat deur vloedwaters gestrand gelaat is. Ontheemdes gaan ook in gemeenskapsale gehuisves word. Inwoners moes vinnig voor die vloedwater uitvlug. Yeah, it's pretty hectic. We've been here for 26 years and we've never seen a flood like this. So, when they said there was going to be flood times, we didn't expect it to be so high. My house is completely destroyed. Die ergste wat ek in my lewe nog gesien het, ek het al 2 vloede beleef en dis die ergste wat ek het nog gesien het. Intussen sê owerhede watervlakke langs die Kromme rivier styg steeds nadat die Impofu dam sy walle vir die eerste keer in meer as 'n dekade oorstroom het. Meer reënneerslae word volgende week verwag en inwoners wat in laagliggende gebiede woon, is aangeraai om hulle huise te ontruim en oorstroomde paaie en rivierkruisings te vermy. Currently in the Gamtoos Valley, we've asked people living in low-lying areas to evacuate immediately. It's really critical, and there's a small little village here called Kingsway where the NSRI is currently busy evacuating people who didn't evacuate yesterday and now stuck there. Die Nasionale See-reddingsinstituut maan ook die publiek om wateraktiwiteite langs die Kromme rivier en die nabygeleë kuslyn te vermy. Kom ons kyk hoe die markte die week afgesluit het. Ons sportnuus volg net hierna en Bianca het die weer vir môre, bly gerus by ons.
Internasionale Olimpiese Komitee het alle beperkings op atlete van Belarus opgehef. Dit baan die weg vir hul terugkeer na internasionale kompetisies, insluitend kwalifikasiewedstryde vir die Olimpiese Spele in Los Angeles in 2028. Die IOK het sedert 2022 bepaal dat Russiese en Belarusiese atlete en amptenare van byeenkomste verbied word weens die Russiese inval in Oekraïne. Die komitee sê egter die opheffing geld nie vir Russiese atlete nie. Atlete van Belarus kan nou vrylik onder hul eie vlag en volkslied meeding, insluitend in span sportsoorte. En dis waar ons moet groet vanaand. Die Afrikaans redaksie is môre aand weer terug. Mooi bly tot dan. Dis tyd vir die weer. Goeienaand en hartlik welkom. Vandag 'n 30% kans vir reën met bewolkte toestande in dele van KwaZulu-Natal. Dan sien ons ook langs die suidkus en aangrensende binneland. Andersins bewolkte toestande in die res van die land. Vir môre is daar bewolkte toestande met 'n 30% kans vir reën in KwaZulu-Natal. Dan sien ons ook in die res van die land baie mooi weer. Vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir rowwe see toestande wat verwag word langs die suidoos en die kus van KwaZulu-Natal. Vir môre is steeds 'n waarskuwing vir rowwe see toestande wat dan verwag word langs die kus van KwaZulu-Natal. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou vir vannag en môre met minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 621, Johannesburg en Springs het albei 'n minimum van 3. Ons volgende provinsie is Limpopo, Lephalale 727, Tabazimbi 'n maksimum van 24 en dan Mokopane 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 24. Mpumalanga mooi weer en koel, Ermelo 'n minimum van 1, Standerton 'n minimum van 0 en dan Mbombela 'n maksimum van 25. In KwaZulu-Natal, Durban 1724, Pietermaritzburg 'n maksimum van 22 en Port Shepstone 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 23. In Oos-Kaap koel en sonnig, Mthatha 'n maksimum van 21, Willowmore 519 en Gqeberha 1322. In die Wes-Kaap mooi weer en sonnig, Beaufort Wes 'n maksimum van 21, Klein Willem en Worcester albei 'n maksimum van 22. Noord-Kaap, Kroman 519, Kalvinia 'n maksimum van 21 en dan Sutherland 'n minimum van -1 en 'n maksimum van 16. Vrystaat, wat ons se tweede laaste provinsie is, Kroonstad 419, Bloemfontein 'n maksimum van 18 en dan Wepener en Bethlehem albei 115. Ten slotte Noordwes koel en sonnig in die provinsie, Klerksdorp 421 en dan Ottosdal en Wolmaranstad 'n minimum van 4 en 'n maksimum van 20. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.